Sing about His love. Once I was lost, wandering in darkness, no life inside, no hope inside. But then He called my name, and He healed my blindness, set me ablaze. Now I'm alive. Here it is. His love breaking through my heart of stone, love breathing to awake my bones, love reaching out to save my soul, love never gonna let me go. All right now, good news. And now my heart so full of worship, no I can't hold back, no I can't contain it, for all He's done. Jesus, my Savior, I am ablaze and full of thanks for, oh, come on, His love breaking through my heart of stone, love breathing to awake my bones, love reaching out to save my soul, love never gonna let me go, love calling me as I am, love making me new again, love lifting me when I can't, love never gonna let me go. Wherever you've been, whatever you've done, you come as you are, and His open. Listen now, listen. Wherever you've been, whatever you've done, you come as you are. You come find His love breaking through my heart of stone, love breathing to awake my bones, love reaching out to save my soul, love never gonna let me go, love calling me as I am, love making me new again, love lifting me when I can't, love never gonna let me go, love breaking through my heart of stone, love breathing to awake my bones, love reaching out to save my soul, love never gonna let me go, love calling me as I am, love making me new again, love lifting me when I can't, love never gonna let me go, love never gonna let me go, love never gonna let me go. For everyone in the place tonight, wherever you've been and whatever you've done, you come as you are, come into His open arms. And wherever you've been and whatever you've done, come as you are and come find His love. Goeiemôre. Die psalmdigter sê die volgende: Met my God loop ek 'n bende storm. Met my God spring ek oor 'n muur. Ag, hy het hierdie sekerheid want hy staan in 'n verhouding met die Here. Ongeag wat sy pad mag langskom, hy weet saam met die Here is hy in staat om meer as 'n oorwinnaar te wees. Nou, ek lees die volgende woorde en dit is vir my baie kosbaar gewees. Al het ek nie al die antwoorde nie, hou ek daaraan vas, sê die skrywer, dat God se liefde my nooit aan wanhoop sal uitlewer nie. God se liefde sal my staande hou. God se liefde sal my dra. Ek wil vanmôre vir jou bemoedig deur aan jou te sê in hierdie week wat voorlê, God sal jou dra. Ken hom in al jou weë en hy sal voor jou uittrek en die pad voor jou voet gelyk maak.
Nou ek wil graag saam met u lees uit die woord van die Here en wel uit Openbaring 20 vers 12 tot en met vers 15 en ons gaan so 'n bietjie gesels oor die gedagte van laasweek. Kom ons lees eers Openbaring 20 vanaf vers 12. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. In die besonder dan vers 15, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou ek wil met u dan gesels rondom hierdie gedagte, 'n verskriklike oordeel. Verlede week het ons gekyk dat die feit dat God ons liefhet en nie wil hê dat een verlore moet gaan nie. Ja, God wil sy liefde en genade aan jou en aan my kom bewys. Hy wil hê ons moet in 'n verhouding met hom staan, sodat nie een van ons verlore sal gaan nie. Indien ons egter God se genade en sy liefde verwerp, wag daar 'n verskriklike oordeel op die mens. Nou wat leer die woord van die Here vir ons in hierdie verband? Die woord sê, daar sal 'n dag aanbreek, dat die goddelose voor die wit troon oordeel sal verskyn. Daar is geen wegkomkans nie. Die genade is verby, die uurglas het leeggeloop. Dit is 'n dag van verantwoording. Dit is 'n dag waarop die boeke geopen sal word en God regspraak sal uitoefen. God is hier in 'n posisie van gesag, in 'n regterlike posisie. Die troon spreek van heerskappy. Dit is 'n wit troon, sprekende van reinheid, heiligheid en regverdigheid. Die regter sal wees God die Vader, Openbaring 20:12. Jesus Christus, Johannes 5 vers 27. Die oordeel vind plaas in heiligheid en regverdigheid, sodat niemand kan sê die oordeel is onregverdig nie. Nou dink 'n bietjie vir 'n oombliekie daaraan. Die een wat nou heiliglik sy liefde en genade aan ons bied, onverdienstelik, is nou die regter. Nou is daar nie meer sprake van genade nie. Hy is nou nie meer die middelaar nie, maar wel die regter wat oordeel uitspreek. Jy sien vriend, weer eens, dit is nou die wel aangename tyd om die Here te dien. Dit is nou die tyd waar u en ek die geleentheid het om God te aanbid in gees en in waarheid. Ons kan nie onverskillig staan teenoor dit wat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir ons kom doen het nie. Nou wat is die maatstaf van die oordeel? Wel, volgens die woord breek daar 'n oomblik aan dat daar boeke geopen sal word. Dit lyk so amper vir my asof daar in die hemel volgens die woord 'n boek is en boeke is waar ons dade in opgeskryf staan.
Weereens wil ek dit onder die aandag bring, dat die wit troonoordeel nie ter sprake is in die kind van God se lewe nie. Want die kind van die Here word opgewek om voor die regterstoel te staan, waar God hom sal beloon vir sy dade hier op aarde. Maar die wit troonoordeel spreek van God se oordeel, van straf vir diegene wat God verwerp het. Een van die boeke is die boek van die lewe. Openbaring 20:12, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Jy sien die teenwoordigheid, of die afwesigheid van jou naam, in die boek van die lewe, gaan bepaal of jy geoordeel word, al dan nie. As jou naam afwesig is jy nie salig nie. Staan jy nie in 'n verhouding met die Here nie. Spreek dit uit van die feit dat daar verspeelde kanse is in jou lewe, die oomblikke waar God met jou gepraat het, maar jy dit geïgnoreer het. Vriend, dit is gevaarlik om God se stem in jou lewe te ignoreer. Ek praat nie van kerk speel nie. Ek praat nie oor die feit dat jy kerk toe gaan nie. Jy sien, die feit dat jy kerk toe gaan, sê eintlik niks. As jy nie leef volgens God se woord nie, as daar nie gehoorsaamheid is in jou lewe nie, as daar nie 'n intieme verhouding met God die Vader, met Jesus Christus, met die Heilige Gees, met God se woord is nie, is jou lewe eintlik betekenisloos. Het jy slegs 'n godsdiens, maar God speel nie 'n rol nie. Afgesien van die boek van die lewe, word die ander boeke nou geopen, en die mens word volgens sy werke geoordeel wat daarin geskrywe staan. Jy sien, hierdie boeke kan uitwys waarom iemand verdoem is. Ag, as dit kan vergelyk met 'n hofsaak. Daar moet bewysstukke wees, en God se oordeel is regverdig. Op daardie dag sal niks vergeet word nie. Daarvoor sal die goddelike gedenkboek sorg. Die oordeel word gevel. Daar is geen wegkomkans nie, en die goddelose word verdoem tot die poel van vuur. Ja, daar wag 'n verskriklike oordeel vir die wat onverskillig staan teenoor die Here. Nou wil ek die vraag vra, waarom op hierdie ramp afstuur, op hierdie oordeel afstuur, as jy vandag nog 'n geleentheid het om jou saak met die Here reg te maak? Nou praat ek in die besonder met diegene wat nog nie in 'n verhouding met God staan nie. Ag, en jy weet mos, wat jou verhouding met die Here werklik is. Ek dink onwillekeurig aan Hebreërs 4:7, wat sê, vandag, as jy sy stem hoor, as jy vandag hoor dat die Heilige Gees in jou hart praat, as hy besig is om jou te oortuig van die verkeerd, van die feit dat jy Jesus Christus tot dusver geïgnoreer het, verhard dan nie julle harte nie. Vandag, as jy sy stem hoor, in hierdie oomblik hoor, terwyl daar nog 'n geleentheid is. Ag, ek wil dit so stel. Veronderstel hierdie is punt A, hierdie is punt B. Punt B is jou eindbestemming. Tussen hierdie twee punte het u en ek 'n sekere tyd wat ons hier op aarde vertoef. Weet jy, nie een van ons weet hierdie tussenperiode, hoe lank dit nog gaan wees voordat ons die eindbestemming gaan bereik nie. Sommige mag dalk hier wees, ander mag dalk in die middel wees,
Ander mag dalk vandag hier voor die einde wees. En hoe verskriklik sal dit wees as jy jou asem uitblaas en jy het nie jou saak met die Here reggemaak nie. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Ag, daar is nog geleentheid. Dit is nou jou voorreg om voor God te buig. Te sê, Here, ek kom net soos wat ek is. Hoor wat sê die woord van die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Ja, as ek die bloed van Jesus Christus aanvaar, sê Here, ek kom net soos wat ek is, verlos my, reinig my, vergewe my genadiglik, dan kom God in sy liefde en hy doen dit vir jou en hy doen dit vir my. Waarom die geleentheid deur jou vingers laat glip? Ag, ek wil aanhaal ten slotte die bekende gedeelte in Johannes 3:16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad. Maak dit persoonlik, vul jou naam daarin, want so lief het God basie gehad, vir my gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, sodat as ek in hom glo, ek nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ja, vriend, daar wag 'n ewigheid saam met God in die hemel, of sonder God, 'n ewigheid in die verdoemenis in die hel. As u en ek glo aan die woord van die Here, dan wil ek vir jou sê, is daar 'n hemel? Is daar 'n hel? Jy mag dalk vir my sê, ek glo nie aan God nie. Ek glo nie aan 'n hemel nie. Ek glo nie aan 'n hel nie. Miskien is jy reg. Maar sê nou net, jy's verkeerd. Wat dan? Wat het jy om te verloor as jy God dien? Niks. Daarom wil ek jou uitdaag. Ek wil jou uitnooi. Ek wil vir jou sê, ek glo dat die woord van die Here die waarheid is. In my lewe het ek soveel kere ondervind hoe dat God in sy grootheid my tegemoet kom en my dra. En ek wil vir jou sê, vriend, God dra jou. Hy beskerm jou. Hy voorsien vir jou. Wil jy nie dan vandag voor hierdie groote God buig en hom deel van jou lewe maak nie? Hy het jou lief. Hy gee om. Hy wil nie dat jy verlore moet gaan nie. Ag, mag jy in hierdie oomblik, as jy dit nog nie gedoen het nie, reageer op die uitnodiging van die woord, wanneer God vir jou sê, meneer, mevrou, jong mens, kom nou, en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, as jy maar net gewillig is, om na my toe te kom, net soos wat jy is. Kom ons bid saam. Ons bring u lof, eer en dank, Here, voor u heiligheid buig ons neer. Dankie vir goedheid en guns, in Jesus naam. Amen. Show me the stairway
Well, Jesus, you know, if you look it below, it's worse down than there. Cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do.